Hoofstuk 6, keer die wêreld om. Die Here roep ons, hy gee ons 'n groot taak, en dit was die roeping vir die disippels. Miskien moet ons net teruggaan, die oomblik toe die disippels gedink het, alles is op die wonderlikste. Toe vat Jesus hulle tempel toe, Jerusalem toe, en hy doen 'n paar laaste wonderwerke, en hy vat hulle na die tuin toe in Getsemane, en hy word gearresteer, en in 'n oogwink verander alles. In die een oomblik doen die disippels nog saam met Jesus wonderwerke, en die volgende oomblik is Jesus gevange. En kan jy die trauma indink, dat hulle hele wêreld in mekaar inval, toe Jesus gekruisig word, en hulle hom sien aan die kruis hang, en toe hy sterf. Ons sien hulle was die mekaar gewees, hulle het nie geweet wat om te doen nie. Na die tyd toe hulle Jesus sien opstaan uit die dood, hulle ook nie geweet wat om daarmee te doen nie, en hulle het sommer teruggegaan om vis te vang. En Jesus het baie moeite gedoen in daai 40 dae om sy disippels weer te verenig. En op die hoogtepunt van die vereniging van die disippels, lees ons in Matteus 16 vers 18, wat Jesus vir Petrus sê, ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Onthou, op daai stadium het Petrus 3 maal vir Jesus verloon. En eintlik het hy maar baie getwyfel in homself en in die Here. So wat het gebeur? Wat het verander? Ek dink fase 6 het die deurslag gegee. En nou is gesê fase 1, Jesus het die disippels geroep. Fase 2 het hulle gewys. Fase 3 het hulle geleer. Fase 4, hy stuur hulle uit vir evaluasie. Fase 5, hy bring hulle terug en hy gee vir hulle die mentorskap wat hulle nodig het. Maar nou fase 6 is hulle gereed om die wêreld in te gaan en om die wêreld om te keer. Dis die finale missie. En dit lees ons in Matteus 28 vers 19 tot 20. Jesus sê vir hulle, gaan na al die nasies toe, maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En dan sê hy vir hulle, onthou ek is by julle tot die volëinding van die wêreld, en net daarna vaar hy op hemel toe. En daar was 'n 40 dae wat verbygaan, wat ek kan dink, was vir die disippels nogal ongemaklik. En hulle het nie eintlik geweet wat om met hulle self te doen nie. En ons lees Jesus se laaste woorde, deel van dit in Handelinge 1 vers 8, beklemtoon Jesus iets wat ek en jy moet aandag opgee. En dit is, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in Judea, en in Samaria, en tot in die uithoeke van die wêreld. Wat gebeur toe? Wel, die disippels was in die bovertrek, hulle bly bid, soos wat Jesus gesê het hulle moet, en toe vind herlewing plaas. In Handelinge 2 vers 41 lees ons, 3000 mense kom op een dag tot bekering. Dit is instant church, just add water and stir. Wat gebeur toe? Wel, ons lees vir die res van Handelinge, hoe elke dag het die kerk bly groei, en groei, en groei, en groei. Wat het gebeur? Wel, dit was die begin, waar die disippels, deur die krag van die Here en die Heilige Gees, die wêreld omgekeer het met die boodskap van Jesus. Gaan, maak disippels. Hierdie opdrag het ek en jy ook vandag nog om disippels te gaan maak. Ons gaan nou hoofstuk 7 doen. En dis eintlik die hoogtepunt. En ek wil hê jy moet jou hart voorberei as jy die boekie gaan deurwerk en vra vir die Here om in jou hart te werk, om sy roeping in jou lewe te bevestig.